Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Dankie. Awesome, julle, great stuff. God, you're so good. Ek wonder of ons het besef. Vandag gaan ons nou na die tyd nagmaal hou, wat eintlik die verbondsmaal is, en baie keer sê ons, maar, ja weet kinders, hulle moet weet waar het gaan, maar weet ons waar het gaan? Ek glo nie ons besef waar het gaan, en dit is hoekom ek vandag oor Hebreërs 12 praat, dat ons kan besef hoe goed God is, regtig, sodat ek en jy kan deel hê aan sy liggaam, en van sy bloed. Besef jy hoe goed hy is? Ek dink 'n kind besef het meer. Liewe Jesus is meer vir baie kinders, as wat hy vir ons is. Vader, ek loof en ek prys die naam vanoggend. Mag ons besef hoe goed U is. Mag ons besef hoe groot U genade is. Here, U is 'n goeie God. Here, mag ons dit nooit vergeet nie. Here, ek eer U naam en ek loof U naam. U is die Alfa, die Omega, die wat is, wat was, tot in alle ewigheid. Here, in vanoggend, hier waar ons seer het in die huis, waar mense seer het, waar geliefdes oorlede is, mag U die trooster wees, soos U beloof het in Johannes 14. Here, net U kan ons troos, net U kan 'n stuk in hart gesond maak, Here. 'n Mens kan dit doen nie. Heilige Gees, ek bid vir daai bonatuurlike krag, daai bonatuurlike wonderwerk, om stukkende harte te genees, van die verlies van geliefdes. Here, maar mag ons vanoggend ook besef, hoe goed U regtig is. Ons sê U is goed, maar weet ons U is goed. Mag ons dit besef, Here, mag ek dit besef. Ek eer U naam. Amen. Vanoggend toe ek hier inkom, dog ek is Siberia, maar ek weet nou nie hoekom die drummer sy waier aansit hier agter nie, want ek voel ek stap daar in, en hy waai op my, Dylan, asseblief, toch hoor? Dankie. As hy net, ek weet, dit is seker warm daar agter die dromme, ek weet nie, ek is nie 'n drummer nie, maar, dankie Dylan. Kom ons begin, ek het 'n bietjie ground to cover, ek wil graag Hebreërs neersit, en ons doen al Hebreërs, ons is nou al by Hebreërs 12, as jy nie geweet het, daar is 13 hoofstukke, en Hebreërs is eintlik 'n boek, dankie Dylan, wat ons, soos Romeine, vers vir vers moet doen. Ons het al, ek en Jonathan, daai jare, het ons al die boek Romeine op Woensdae, en ons gaan hom weer doen. Romeine moet jy genoeg hoor, soos Hebreërs, sodat jy kan weet wie jy is in die Nuwe Testament. Alright, as jy nie weet van God se genade nie, jy sê jy dink God is goed, maar jy het nog 'n Ou Testamentiese mindset. Is hulle nou een van die kerke wat die Ou Testament weggooi? Nee, stellig nie. As jy gister saam met ons Warrior Bride gedoen het, sê jy weet, jy gaan nie Openbaring eers verstaan as jy nie Ou Testament ken nie. Die Ou Testament verseker daar, en dan gaan vandag as ek tyd het, vir julle 'n bietjie aanhaal, daar die Ou Testament uit. En dan gaan kyk ons, hoe het God geopereer in die Ou Testament, dat jy kan verstaan, waar Hebreërs 12 vandaan kom. Hebreërs 12 is een van my gunsteling teksverse, as jy die volgende slides my kan opsit daar, Amber, dan kom vir julle lees, kom ons begin by Hebreërs 12 vers 1 en 2, en kyk hoe so ver kom ons, maar ons moet klaar kry vanoggend, want ek wil volgende week Hebreërs 13, wil ek land nou. Dan gaan ons praat oor broederliefde. Wat ons nie moet vergeet hier nie, want ons kan alles anders reg doen, ons kan die beste programme hê, ons kan die beste uitreike hê, ons kan sê, dat ons 'n ligtoring is, maar as ons mekaar nie kan lief hê nie, wat baat dit dan? Ja, wat baat dit? Dit baat dan niks. Ons kan sondig hier kom, en ons kan, maar dan sit jy daar, hierdie een irriteer my so, hulle sal my nie daar sien Saterdag. Nee, ons moet 'n liefde hê vir mekaar, 'n regte, genuine liefde. Genuine liefde. Nie net 'n show nie, dis dan net show. Ja, en as mens in 'n kerk is, dan vererg jy jou en jy brak, is soos 'n familie. Of is almal so families hier so perfek? Nee, families is 'n uitdaging. Maar God gee ons die hart, en ons gaan nou daaroor, ek wil nou nie daar gaan nie, dan gaan ons daaroor praat. Ons moet dit nie vergeet nie, julle. God het nie vir nie dood gegaan nie. God het dood gegaan dat ons kan gesond word. In ons harte. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, waarom dan? Jy moet altyd vir jouself vra, as jy sê daarom dan, moet jy sê waarom dan?
Want Hebreërs 11 het gegaan mos oor daai hele Great Hall of Faith, die groot saal van gelowiges van Abraham af, dwars deur, hulle het die beloftes gehoor, maar van hulle het nie eens gesien nie, hulle is dood. Daarom dan. En hulle het nog steeds vasgebyt. Hulle moes wag, hulle kon nie die beloftes sien nie, die Ou Testamentiese heroes, die profete, die rigters, hulle kon nie die beloftes sien nie, hoekom nie? Want ons was nog nie daar nie. Die kerk. Daarom dan, nou dat jy ingenooi is, jy is ingenooi. Op 'n baie ou storie, ek sê altyd, jy is 'n ou willow lyftakkie ingeënt op jou lyfboom, sê Romeine 9:10 en 11. Daarom dan, jy is nou deel van hierdie community, wat al 'n paar duisend jaar oud is, so by the way. Maar hierdie kerk, sien ek, sy hoeksteen was gelê in 1969, dis nie eens 'n oogknip terug nie. Ons praat nou hier van mense wat 'n paar duisend jaar terug geleef het. So daarom dan, kan ek nou aangaan, verstaan julle? Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, asseblief tog nou in Jesus naam, vra hy, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Ek en jy te wedloop, ek gebruik hierdie op begrafnisse, want ons het 'n wolk van getuienis, mense wat voor ons gegaan het, wat ons aanmoedig en sê, hoor hierso, het ons vir nie dood gegaan. Kyk hoe lyk julle. Ons byt maar vas, ons weet nie wat hulle Dinsdag gaan doen nie met die xenofobie. Hey! Daarom dan, nee? Vers 2, die oog gevestig, nie op Dinsdag nie, nie op Maandag nie, nie op gister nie. Die oog gevestig op Jesus. Hierdie Jesus, nee, is nie iemand met 'n wit kleed met skoenlappertjies nie. Dis God. Jou oog gevestig op God. Die leidsman, die volëinder van die geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die vreugde dat jy kan inkom, die kruis verdra het. Hy het die kruis verdra vir jou, om in te kom. Daarom dan, op al die ou mense in die Ou Testament, wat die beloftes gehoor het, nie gesien het nie, van die profete, ek het veel of duidelijk in die helfte gesaag. Van die ou gesê, hoor hierso, Bert, dit help nie as jy trou nie. Vrouens word nie oud in hierdie wijk nie. Wil jy nog steeds God dien as jy so 'n boodskap kry? Dis die profetiese woord wat hy gekry het. As al mos 'n profeet kom, wag, Jesus, ek kan nie wag vir die profetiese woord nie. Help nie, jy trou nie. Vrouens kan nie oud word, en God wil nie. Jy wil nie sulke woord, maar in die Ou Testament het hulle, gelukkig is nou in die Nuwe Testament. 1 Korintiërs 14 sê, profetiese woord moet nou bou, bemoedig en stig. So, ons kry mooi woord, maar daai tyd het hierdie ouens dit net gehoor het. Hoekom? Sodat jy kan aankom. Het Jesus die kruis verdra. Die skande verag, om kaal op 'n kruis te hang voor jou ma. Het jy al daaraan gedink? Is nie hierdie prentjie wat ons sien in meeste konsistories agter in die kerke, waar Jesus so wit bleek figuurtjie met 'n ou lappie wat hier oorgedrapeer is en 'n straaltjie bloed wat hier afloop met 'n heilou. Dit was nie hoe hy gelyk het nie. Hy kaal, hy stikken, ek wil nie daarop ingaan nie, verskriklik gelyk. Dit was bloed, dit was sweer, dit was guts, nee, om daar te hang. Dors, asynproe. Nee, dis taaf hoor. Dis wat daar was. Daarom dan. Skande, verag, aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Daarom dan. So, wat sê dit vir ons? Die volgende slide die opsit. Hoor jy so wat sê, die opskrifte, ek gaan altyd na die ander Afrikaanse Bybels toe. Die boodskap van Hebreërs 12 is, volharding te midde van die dissipline van die Here. So nou wil die Here jou, nou het jy ingekom. Nou wil die Here jou shape. Dit is nie vir almal altyd lekker, die dissipline wat van die Here afkom nie.
Hy wil jou help. Weet jy hoekom? Ons gaan nou kyk op die einde. Sodat jy kan begin jou boeties lief hê. Die ou jy kan nie. Die ou jy was net vir jouself. Jy wil net vir jouself leef. En nou gaan ons 'n bietjie in dissipline in. God gaan ons 'n bietjie shape. Volharding te midde van die dissipline van die Here, Afrikaans standaard vertaling, hoor wat sê die nuwe lewende vertaling. Met die oog vasgenaal op Jesus sal ons nie uitsak nie. Maar daar's nou 'n wedloop vir ons. Ons moet nou 'n wedloper aan. Jy's nou ingeënt op 'n boom. Okay, wat nou, Here? Right, Bybel onder die arm, wat gaan ons nou doen? Net vir myself leef. Nee. As jy die Here as jy hom toelaat, gaan hy jou shape. Sodat jy kan ander gaan help. Maar jy kan nie ander gaan help, all about me, myself and I is nie. Gister het Tinus weer daaroor gepraat, die unholy trinity. And me, myself and I. Ons is in 'n tyd wat alles microwave is, tot die kerk. Wat kan die kerk vir my bied? Dis die ou mentaliteit. Nee, daai dominee, ons moet dringende ringsvergadering hou. Hy is nie vir my nie. Nee, jy is daar vir hom, jy is daar vir die kerk eintlik. Dis eintlik hoe dit moet werk. Jy weet, jy is eintlik hier vir die kerk. Dis nie die kerk nie, die kerk. Die groote, wat al 2000 jaar oud is. Daarom dan. Die Christense wedloop, JC. Ons het 'n wedloop. So nou het jy het ingeskryf. En dis die probleem wat ons het met baie mense, soos ek wat uit tradisie uitkom, my ma en pa het my ingeskryf. Ek het nie eens 'n keuse gehad daaroor nie. Ek was as klein kind gedoop, hulle het my ingeskryf. Maar ek wou dan nou nie eers nie. Jy sal kerk toe gaan. Dit was my taaf. Ek het weer iewers hierdie week vir die mense gesê, Sondagoggend bid ek, Here, daai bier het my pa gisterand so baie gedrink het, mag hy verslaap vanoggend. Laat ek nie hoef te gaan nie, want ek ken nie my teksvers nie. En hy gaan my weer net by die sonnaskool aflaai, kerk geskiep, en by die kerk kry ek 'n stempeltjie. Ek was daar, kan vir juffrou wys. Ek kan nie, want my pa laai is mis die kerk. Ek kry net die sonnaskool stempeltjie. Johankie, het jy vir ons Hebreërs 12 vers 1 ken jou? En ek het nou mos 'n hakkelprobleem gehad. Soos 'n double taf vir my. Maar my ouers het my ingeskryf om kerk toe te gaan. Ek wou nie. Dit is net taf daar, dis taf daar. Ek wil nie praat voor mense nie, nou moet ek. En ek gaan nie kerk toe nie, nou kry ek nog raas daaroor. En my pa wil nie verslaap op 'n Sondagoggend nie. Want ons 'n koketiel gehad wat hom heeltyd wakker fluit. Jesus, ek het nou gedink gaan hy koketiel se nek omdraai. Nou dog ek, nee, as my pa net kan slaap tot 8:00, dan is dit te laat vir kerk. Is te laat. Partykeer dan kom my koketiel so van 7:30 af. Want Charlie wil oopgemaak word, jy sien. En dan is my pa wakker. Dan gaan ek kerk toe. En dan is dit nou nag vir my. Maar jy sien, ek moes self besluit. Niemand kan vir jou besluit nie. Maar jy het besluit. Ek glo die meeste van ons hierso het besluit, ek gaan die Here dien. Jy's born again, jy het weergebore geword. Jy het besluit nou, daarom dan nou, het jy ingeskryf eintlik vir 'n wedloop. Jy is om ander te help, maar vir jouself ook. Sodat die Here die regte jy kan uitkry. Wat vir jare gepamperlam is. Want vandat jy babietjie is, het gaan oor my. Nee? En jy is die enigste kind toe nou, en is toe nou lekker, toe kom die boetie by. Nee. Toe kom die eerste jaloesie in. En weet, en so word jy geshape in die lewe, tot jy op 'n stadium by 'n plek kom, wat jy nou besef, hoor jy so, alles gaan nou nie oor my nie. Party mense kom nooit oor dit nie. Hulle gaan tot die dag wat lood gaan so all about me. En dis taaf, hoor. Dis in my foon. Moet hom net afsit, sorry julle. Het gaan net alles oor my. It's all about me. En ongelukkig het ons dan nou daai mentaliteit in die kerk ook.
Wat kan die kerk vir my doen? Nee, wat kan jy vir die kerk doen? Daai ou prentjie in Amerika, wat daai Amerikaanse ou, we want you for the American Marines. So, jy gaan nou Marines toe, Paul, dis wat jy gaan doen vir die Marines, jy gaan bloei. Jy gaan jou lewe neerlê. Ek het nou nog Andrew Womack gehoor preek vir die studente by sy Bybelskool. En hy verduidelik vir daai ouens daar, sy vrou se oupa was daar. Hy het dit nie gemaak nie. Hy het nog 'n briefie van hom wat hy geskryf het, hoor jy so? Ek is een van die eerste, ek gaan die 3de vlaag ouens by Iwo Jima, gaan ons uithardloop. Hulle gebruik die eerste 6 vlaag, 1000, joep, 1000, joep, joep, 6000, om die Japaneese se ammunisie klaar te maak. Sodat die 7de vlaag kan ingaan. Hoeveel ouens is bereid om dit te doen? Hy weet hy gaan dit doen, hy doen dit vir sy land. Teken daar, hier is my ring, sit hom in die brief, right, ons is die 4de vlaag, of die 3de vlaag, ek gaan dit nie maak, jy hoor, Kuwait cheers. Hy het ingeskryf vir dit. So ek wil vir jou sê, my boetie en sissie, jy is in die kerk, die lewende kerk van Christus. Die lewende kerk van Christus gaan van jou verwag, Christus, ons gaan nou daarvan lees, as ek daarby uitkom, dat jy het ingeskryf, sodat hy kan werk aan jou persoonlikheid, sodat hy die beste persoonlikheid hier kan uitkry om 'n stikkende wêreld te gaan help. Kom ons kyk. Die opdrag, Hebreërs 12 vers 1 en 2, raak ontslaaf van die baggage. Kom ons raak ontslaaf van die baggage. Die sonde wat ons so maklik omring, die ou laste, die ou goedjies. En as jy die Here toelaat, ek het nou nog iemand wat ek na luister, is al 2017 dood, ou Chuck Miser, en ek sê nie die Here gaan dit met jou doen nie, maar vir hom was sy journey. Sakeman, baie besighede gehad, alles toe nou verloor op 'n stadium, want hy het mos nou sy hand opgesteek om te bedien, en daai goedjies lyk met hom so 'n bietjie terughou toe nou, en die Here gebruik hom toe in bediening, en toe nou uiteindelik alles verloor het, hy en sy vrou nog genoeg geld gehad om 'n huis te koop, en toe slaat 'n tornado die huis ook. Nee? En Christene wil dit nie altyd hoor nie, ons wil hoor nie, die Here gaan ons daai Ferrari gee. Of wat ook al. Maar ek meen, wil jy gaan vir die Here? En ek sê nie, hy gaan jou huis wegvat of iets nie. Dis nie eweslik stil in hierdie Carletonville gemeente vanmôre. Dis nie wat ek sê nie. Ek bid die Here bless jou besigheid, want die Here gebruik mense in besighede vir kerk, verseker. Maar daar's goed in ons lewe wat dalk baggage is. En God gaan, as jy hom toelaat, of jy kan dit vir jouself hou. God gee niks dwing nie. Ek het daai tyd, en ek het al baie getuig, Heer, ek wil vir u permanent bedien. Ek het nie geweet as ek vra nie. En ek het nog 2009 gaan ek nou permanent bedien. Dis die Heer vir my, nog so 10 jaar op die myn vir jou, hoor. En daar het ek geleer, en soos my vriende, of my kinders altyd sê, ek het ongoddelike sielsbande, maar die plek sal verbyry, wil ek al inry. Ek wil net weer gaan kyk hoe lyk dit daar, ek het so geniet daar, ek het naderhand so geniet daar, is ek vir my mooi daar. Wie hou van Libanon? Wie hou van Glenhawe? Ek love die plek. Ek het daar geoperate, ek het daar saam met die Here geoperate. Wie hoe lekker was dit? Hy het my geshape daar, om in die bediening in te gaan. Wat is jou fokus? Raak ontslaaf van die baggage, hy gaan jou help, as jy hom toelaat. Hou net jou oë op Jesus. Hou jou oë op Jesus. Hy sal vir jou wys wat om te doen. En dan moet jy oefen, en hy gaan nou jou die volgende slide, dissipline gee in die oefening. Want jy is nou in 'n wedloop. So hy gaan jou nou shape. Jy het ingeskryf, weet nie, IJ het nou Comrades gehardloop, as 'n sekere dissipline wat 'n ou moet doen, jy kan nie net dink, jy gaan die Comrades klaar loop nie. Daar's ouens wat vir my sê, ek moet nou nie dit sê nie, want hierdie goed word opgeneem. As iemand wat ek ken wat sê nie, hy gaan die Comrades klaar loop, dog ek pel. Ek het al in my lewe 3 keer Comrades gehad, dis baie jare terug. En ek het altyd 6 minute kilo geoefen, dan gaan jy dit dalk net maak. Nee, net. Klaar loop, average persoon loop so 8 minute kilo, dalk 9, ek weet nie. Daar's ouens wat dalk vinniger kan loop, ek weet nie, daai wat so loop.
Hy snaakse loopie. Dis nie normaal nie, hoor. Ek wil net sê, as jy iemand is, wat dit doen, ek sê net, dit lyk van die kant af nie normaal nie. Maar jy gaan nou nie met 'n wandeltjie klaar loop nie. Daar's nie 'n way nie. jy gaan moet oefen vir daai beer, dis 'n beer daai, hoor. En nou het 'n ou gesê, hulle sê die op is makliker. Nee. Dit maak nie sin nie. Op is altyd moeiliker. Dis op, hoor. Botas Hill is 'n berg daar. Jong berg. En toe ek my laaste een hardloop was in Carleton, wil ek hierdie plek plat, hoor. Die eerste twee het ek gehardloop, het dan in Kreersdorp geoefen. Daai Monkey Mountain, Hill Snacks het my gehelp. En hier het ons maar Monkey Mountain getraai. Maar dieselfde in jou wedloop met die Here, die Here gaan vir jou shape, hoor. Hy gaan vir jou help, sodat hy die beste vrug uit jou uit kan kry. Hy sê mos, hy is die een wat die lote so bietjie sny. Hy doen. Dit wat nie werk nie, knip hy af as jy hom toelaat. Daai dingetjie wat daar hang wat nie werk nie, maar jy hou van hom, maar hy hang daar. Here, net nie die, en daai nog toe nou. Nee? Ja, as jy hom toelaat, sal jou help om die beste vrug uit te kry. En ek sê nou nie, luister, ek sê nou nie, hy gaan jou besigheid wegvat nie. Dit het nou met oom Chuck gebeur. Dit gaan nie noodwendig met jou gebeur nie. Alright. Maar ek kan vir jou vertel, in my en Elsie se lewe, die Here geshape aan ons, hoor, en hy is ons steeds besig. Want ek laat hom toe. Dit is nie altyd so maklik nie. Dinge gebeur en jy moet maar sien dit gebeur. En as ek vir julle gesê het, baie keer in my persoonlike getuienis met vergifnis, en dan doen daai persoon dit weer aan my, en dan vra die Here vir my, hoe werk dit nou vir jou? Sien jy nog kans om te vergewe? Ek sê, Here, dis 'n nuwe level, maar ek kies om te vergewe. En as dit nie maklik nie, is trane, hoor. Dink julle ek kan nie huil nie? Hey, vra my vrou, as daar 'n sad movie opkom, ek huil nie normaal nie, ek huil so, so, is nie nice nie. Dan kyk sy my so veragtend aan. Ek kan nie glo hierdie ding was in die taakmag nie. Hy Titanic, hy ou wat so vashou aan hy plankie. Nee, is taf vir my, hoor. Ek kan ook huil. Ja, sien ek net so 'n bietjie dat lag, hier is 'n tawwe boodskap. Nee, die Here shape ons. Kom ons lees Hebreërs 12 vers 3. Want julle moet ag gee op hom. Hoor hierso, hoe mooi is hierdie een. Want jy moet ag gee op hom. Dit moenie die ou Afrikaans jou gooi nie. Dink aan hom. Hoor hierso, dink aan hom. Ek het my ander Bybeltjie nou vergeet, ek wou hom saambring, wil hy vir die uit die ASV uitlees. Julle moet dink aan hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Hoor hierso, dink aan hom wat so bespot is, wat so geslaan is deur sondaars vir jou. Dink aan hom. Sê, Here, dan is dit die minste, knip maar af. Knip maar af, Here. Dis die minste wat ek kan prys gee. Knip maar daai af. Dink aan hom. Wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Jy sien, as jy altyd in jouself dink, dan gaan jy vermoeid word in jou siel. Ek doen elke dag bediening en bevryding en goeders. Ons moet uit die siel uitkom en ons oë op Jesus hou. Kom uit, jy is ingekolk in jouself en jou probleme. Kom uit dit uit. Hou jou oë op hom. Dan sal dit goed gaan. Beter gaan. Ons word almal heeltyd in ons siele aangeval. Niemand van ons hier is perfek nie. Ek kan ook vinnig 'n pity party of 'n flash hou. Nee, jy moet uit die vlees uit. Maar nou dan kom ek kan nie glo dit sy het vir my gesê nie. Ou se vrou en 'n man, ons weet mos presies om my houtjie in te kry. Nee, dan sê ons vir mekaar goed. Ek kan nie glo sy sê dit nie. Jenne. Hy was bietjie hard. Maar oké, Here, ek vat hom. Ek was nou Dinsdag daar by Gary en hy gaan ook deur 'n tyd en
En die Here het hom so 3 dae sabbatical gevat. Ek glo nie so omgee as ek het nou getuig hier vanoggend nie. En hy Dinsdag weer vars voete daar by die rehab en hy preek die oggend af vir jou en hy preek oor Job. En Job het alles verloor en sy vrou sê op 'n stadium van man vloek God en sterf. Hy sê gaan weg vrou. En op die einde van Job, toe kry Job alles niet oor behalwe die vrou. Hy het jouselfde ding teruggekry. Hy het nuwe kinders gekry, nuwe kamele, donkies, alles. Ek dog het, Here, ek vra nou maar net, kon iemand nie dalk nou net 'n beter enetjie as die ding, maar toe kry hy die ding terug. Ek wonder nou, terwyl hy nou preek, toe dink ek aan, ek weet ek moet seker nie, maar toe dink ek nou daaraan. En wat het sê hy so, vers 4, julle het nog nie ten bloede, hoor hierdie is taf, teen die sonde beklei nie. Jy het al regtig getraai, sonde wen. Regtig, ten bloede. Ek sien Rocky 4 stories hier. Verstaan jy? Jonathan sê dit baie, nee, sonde is nog lekker. Ja, ek wil nie meer hierdie ding doen nie. Want ek wil my oë op want ek meen, kyk wat is u deur vir my. Help my om hierdie ding neer te lê. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tigting, en hierdie hele deel gaan oor, jy het 'n seun, jy het 'n dogter, don't kill them out of kindness. Sê ek altyd, jy is so lief vir daai kind, maar jy moet raas partykeer, né? Jy moet. Jy kan nie net toelaat nie. You're going to kill that child out of kindness. Ek gebruik altyd ons die broodbome as voorbeeld. Die grootste, ergste ding wat jy in 'n broodboom kan doen, jy kan vir hom te veel water gee. Dan vrot hy. Alright? 'n broodboom in die somer, eenmal 'n week water, in die winter eenmal in 2 weke. Nou elke dag stap jy daar verby met 'n gieter. Ag kom, cheep. Gone. Dis dieselfde met jou kindertjies. Jene my stout, en dan kom jy, ag nee, maar papa, hey, bietjie die stof uit die doek uitslaat daarso. Nee, die Bybel sê, ons mis kinders stigtig, ag nee, die ou bloetjie, jy ken nie my kind nie, ek ken hom. Ons het al huiskerk gehad, nee, en ek het daai 2 kinders seek en destroy genoem. Die een seek en die ander een destroy. En die ouers doen niks. Toch, jene, dis rof. Nee. Nou, dis dieselfde met God. God is so lief vir jou. Hy kan sien daai ding wat jy doen, is nie goed vir jou nie. Hy kan sien daai ding, as jy gaan aanhou met daai ding, dit is nie goed nie. Het gaan nie goed uitloop nie. En dan kom knip hy. Maar hy moet dit doen. Hy weet wat's goed vir jou. Jy dink dit is dalk nie goed vir jou nie, maar hy weet. Hy weet. Soos wat jy as 'n ouer moet weet, vir jou kinders. Jy kan ons nou sien. Louis Herbert het altyd so 'n goeie grappie vertel wat hy gesê het. En dis nou in die 80's. Hy sien nie die laaitie van hom. Nee, hy's goed met sy R2.50 'n week sakgeld. Daai tyd, dis heavy geld hoor. Dink ek het R5 'n maand gekry. Dan gaan spend ek dit by C&A. Daai tyd. Toe kun jy nog C&A toe gaan, 'n kommie koop of wat ding. Nee? Maar hy gee sy laaitie R2.50 'n week en hy sien, jessie, hy gee sy 10de. Hy koop vir sy ma Protea en hy spaar die res. Wow, wow. Toe besluit hy, nee, hoorie, ek kan sien jy is 'n goeie rentmeester van hierdie R2.50 'n week. Ek gaan dit nou opskuif na R5 'n week toe. Hy sê, kom my volgende aand by die huis. Dis nie 1 Ford Sierra Matchbox nie, dis 10. Hy is nou Team Ford. Hy laaitie. Hy sê, hoorie maar, dit kan nie deeg nie. Ons gaan dit weer moet terugvat R2.50 toe. Ja, pa, hy is 'n moordenaar. Jy sien, te vinnig te veel. En dis hoekom ons na ons kinders so kyk. Onthou julle? Wat jy na jou kind moet kyk. Nie te vinnig te veel nie. Jy gaan die laaitie doodmaak. Ek sien dit daar in Potch. Die manne ry groot karre hoor. En nou dan sien ek 'n CCTV kamera, hulle daar op Potch groep gesit. Hy laaitie is met daai 4x4 bakkie vir hom reg oor die sirkel. 1 uur op 'n Saterdagoggend. En pappa het, die graanmielies het mooi ingekom. Hierdie ou het 'n klapcap Toyota gekry met groot monsterwiele op en hy's al oor daai te vinnig te veel. As ek die pa was, is nou maar net ek sien nie wat jy met jou kind moet doen nie. Uno, klein karretjie. Hy gaan lyk so 'n klein gym takkie, daai ding.
Dis wat jy ry, Pel. 18 kilos op 'n liter. Nee? Maar nee. Skoop hulle 4x4's, daar gaat hulle. So pas op. Ek sê vir jou spoed, nee. Ek was 'n polisieman vir 10 jaar. Polisieman is dood met spoed. Hulle dink hulle kan hy karre handle. Dis 'n baie gevaarlike ding, spoed. Ek ry soos 'n donkie. Ek het gesien wat spoed aan mense doen. Ouens wat kan ry. Hulle kan gery het. Kyalami kursusse gedoen. Dan gaan hulle dood. En daai BMW's wat die polisie vir hulle gegee het. Of daai Opels. Ja. En dit gaan daaroor, as julle die tigtiging verdra, sê vers 7, behandel God julle as seuns. As jy vir iemand lief is jou seun. Ek wil kyk vir my seun, dit is nou vir die vrouens ook. Ek wil kyk na my dogter. Ek wil die beste hê vir haar, en ek kan sien, dat hierdie verhouding wat sy instap is nie goed vir haar nie. En dan bid papa, mama, o Heer, vat daai man weg. Maar sissie sien dit nie. Sy dink, hierdie ou is die beste ding, vanaf daar wit gesnyde brood uitgekom het. Maar hulle kan sien, hierdie mannetjie is arrogant, hy dink net aan homself, maar sissie kan dit nie sien nie. Bid mamma en papa agter die skerms, is bid kliphard, en dan ewe skielik, is die liefde verweg. Maar, ons gaan vir help deur hierdie seisoen. So moet jy bid vir jou kinders. Bid, Here, ek bid vir 'n goddelike man op my dogter se pad, of 'n goddelike vrou op my seun se pad. En so is God met ons agter die skerms besig, en hy sien, ek sien Jacy wil al besigheidskaartjies druk vir die bediening. Kom ons sit hom nog so 10 jaar op die myne. Geen invitations. En jy leer. God weet wat's goed vir jou. Anders gaan alles in jou kop toe. Hoekom? Die einddoel. Sonder tigtiging, vers 8. Wat almal die agtergeword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Kyk, as God ons nie gaan shape nie, gaan ons nie genuine kinders wees nie. Ek kan nou my eie lewe, ek en my seun se verhouding, ek en Elsie praat vanoggend, ek praat met Tinus ook, hy kom ek lees na my, toe my te praat, hy vertrou my. En ek moes so 'n bietjie hard praat. En van vrou, hoorie Pel, waar laas was jou neus in die Bybel? Waar laas? Nou jy het vir God gesê, toe jy 16 jaar oud was, jy wil vir hom werk. Ek het dit nie gesê nie. Ek het hom in niks ingedwing nie. Hy het self gekies. Hy het hom laat doop, toe hy 8-9 jaar oud was op Mighty Men. Ek was daar, ek sê getuie, ek het 'n foto. En ek moes hom herinner daaraan hierdie week. Hy het na my terugkom, pa is reg. Ek gaan hierdie sekere goed neerlê. Ek gaan nie meer hierdie doen nie. Dis awesome. Maar dit kos hom. Hy moet goed neerlê, sodat hy die einddoel kan bereik. Dis 'n seun, pa verhouding. Ons moet vir mekaar kan sê, hoorie Pel, ek sien waartoe jy nou gaan, is nie goed nie. Ek kan dit sommer net sien, jy kan dit dalk nie sien nie, maar ek sê vir jou. Ja, maar is nie. 2-3 ure later, pa, jy was reg. Ek gaan dit doen. Wow, dit is God se genade. Ons het kinders wat net nooit luister nou. Dis sad, nee? Dis sad, dis hoekom ons, maar ons hemelse pa weet wat's goed vir jou. Laat hom toe. Hoekom? So, hy sê hierso, verder het ons vaders na die vlees kastyders en ontzag gehad, en hy sê, daarom rig die slap hande en verlamde knie weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat die wat krepel is nie uit lidheid raak nie, maar liewer gesond word, en hy het ons so geshape, ons pale, want die standaard is, Hebreërs 12 vers 14, omdat ons die vrede moet kan najaag met almal, ek en jy wat in hierdie ingeënt is, wil die Here so shape, dat jy vrede najaag met almal. Ek sien dit in die kerk, ek sien dit onder kerkleiers, hulle jaag nie die vrede na met almal nie. Hy raak geafronteer om elke draadjie. Ek kan dit net sien met hierdie bid in die dorp, hoe leiers met mekaar offended raak. Pel, gaan terug drawing board toe, dat God jou kan shape. Nou dan hoor ek, iemand is kwaad vir my.
Ek sê maar, ek wil net so 'n bietjie hoor hoekom. Nee, maar dit en dit het gebeur. Toe dink ek by myself, as dit en dit by hierdie gemeente moet gebeur, wat sy mense aan ons gemeente doen, dit sal my eers plan nie. Go for it. Enige persoon wat hier sit, as jy na 'n ander kerk toe wil gaan, go. As jy hier wil bly, awesome. Maak my kudde beskerm, Jessie. Dis nie jou kudde nie, dis God se kudde. Dis God se kudde. En dan raak kerkleiers offended. Ek dink dis weer terug op drawing board toe, Pel. Dat 'n bietjie van die looitjies gesny kan word. Want hier is God se kerk, baie ouer as by ek. Baie ouer. En dit sê goed van karakter. God wil karakter vorm in elkeen van ons. Karakter, wat die toets deurstaan. Dat jy in 'n meeting sit, ek het my nou so hooglik vererg vir daai ou. Kom hoor dit. Yes. Ons kan nie so wees nie. Want hoekom nie? Jaag die vrede na met almal. Dis nie altyd maklik nie. Daar's klomp mense saam met ek nie sal wil braai nie. Dis my toets. Sal ek saam met daai ou wil braai? Is 'n lekker litmus test, as hulle maar sê, 'n toets vir my is, sal ek saam met die persoon wil braai? Jaag die vrede na met almal, veral in die kerk. Maar nou raak ons so offended mekaar in die kerk, maar weet jy wat, jy is nog nie geshape nie. Jy moet geshape word. Geshape word. Dis hoekom die Here hierdie goed doen aan ons. Maar nou doen ons maar channel hopping, church hopping. Maar ek kan nie daar, nee. Hy plek sien my nooit weer, nee. Kom by. Hoopelik is die ander pastoor sterkte vir hom in elk geval, maar gaan hy jou kan help. Nee? Dit is hoe dit werk. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. In hierdie, ek het nou dis in die begin gesê, ons moet besef wat is die genade. As jy nie God se genade verstaan nie, gaan jy veragter. Jy gaan weer dink, God is die God van die berg Sinaï. As jy nou daaroor lees, hy gaan dit as 'n voorbeeld gebruik. As jy veragter in die genade, gaan jy weer onder daai verbond inklim. En as jy onder daai verbond inklim, dan judge jy almal om jou. Hoekom is hulle nie so heilig soos jy nie? Dis iemand wat nog nie geshape is in Hebreërs 12 in die wedloop nie. Yes, daar's genade, verseker, baie. Gee dit vir jou rede om sonde te doen? Nee, die Here gaan daaraan werk. Hy sê dit in Romeine. Sê ek nou, omdat daar so baie genade is, jy kan sonde doen, sodat die genade kan meer word. Sê dit in Hebreërs. Nee, stellig nie. Kan nie. Maar daar's genade. God wil jou help om oor daai ding te kom. Hy wil jou shape. Laat niemand, gaan nou nie die ou vertaling gebruik nie, kinders is hier vandag. Agter alles aan drentel nie. Afgode aanhang. En al daai goed nie. Vers 17. Want julle weet dat hy, God, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie. Al het dit die trane vurig begeer. Esau, nou sorry, ek praat van Esau hier. Esau het alles verkoop vir 'n pot lensiesop. Alles. En dit is so maklik, ek onthou daai tyd, het die Here so fisies met my gewerk oor hierdie ding. Want ek besluit toe nou, in 2009, toe ek nou voluit vir Here begin hardloop, ek gaan elke vas in die Bybel draai. Maar ek sê daai 40 dae een en daai een kant, is nou nie, geen mens gaan nou daai ding doen nie. So ek spring maar bietjie weg hier met 'n dag en doen so 'n bietjie probing missions daar in 21 dae, kyk 21 dae is vir my die ergste ding wat jy in my lewe my kan doen. Vleis nie vir 21 dae nie. Neute, rosyne. Ek vra vir tien, as jy my wil mal maak, vat my Israel toe met hulle kos eet. Dis vye, dis neute, rosyne, hummus.
Maar ek sien hulle het bietjie bygekom. Oral waar ek nou kom is daar ramme rooiworsie. Dan eet ek maar 'n rooiworsie terwyl die ander ons gommoes eet en wit yoghurt met heuning uit die Libanon vallei. Jy vang my nie met daai nie. Heuning uit kan van waar ook, kan van Damaskus afkom, ek worry nie daaroor nie. Ek soek vleis. Nou 21 dae was vir my baie taaf. 'n Paar keer. Praat dit nie eens van 'n Ester vas nie. Maar toe eendag, toe gebeur 'n paar dinge in ons lewe en ek en Elsie toe ons kind verloor het daai tyd. Toe doen ek 'n 40 dae, 'n 40 dae watervas. 2 weke in hierdie ding in, stap ek gou vir Elsie iets hierso by Pick n Pay kry. Sy het geen genade op my nie, ek meen ek gaan nou deur hierdie ding. Maar ek moet nog gaan grousie, kinders is honger. Ja. En toe ek daar in Pick n Pay inkom, weet jy wat soek ek in hierdie ry nie? Lê daai rooi lensie pakkie daar. Rooi lensies, soos Esau. En Here sê vir my, byt vas, Jom. Of gaan jy dit los vir daai? Met sy genade het ek dit klaar gemaak. En toe ek klaar is met daai vas, maar dis 'n storie vir 'n ander dag, toe sê vir my, kom ek leer jy nou wat is vas. Ek gedog ek gaan Jesus by die brandende bos sien in daai 40 dae. Niks. Ek het dit klaar gemaak. En toe ek daar klaar, sê vir my, kom ek leer jy nou wat is vas. Jy's te hard op jouself en op almal. Raai wat, jy's nou weer onder die ou verbond in. Vas is daar vir jou, nee, om tyd in die woord te spandeer. Om nader aan my te kom. Niks anders nie. Dis waarvoor vas daar is. Sodat jy kan aandag gee aan my. So nou is vas vir my gewees in elk geval net saffer. Ek werk al resepte uit vir na daai 40 dae. Ek dink nie in die Bybel nie. Ek saffer net. Want sodra jy vas, dink jy aan kos. So jy moet lig wees op jouself. So as jy gaan vas, wees rustig asseblief tog. Kyk dit jy so vas, jy kan Bybel lees en bid. Anders help vas niks nie, hoor. Niks. Want vas gaan oor, ek gaan nou aandag aan God gee, in plaas van kos maak. Dis vas. Alright, so wees gentle op jouself, hou dit vir 'n dag, of drink bietjie watertjie, eet 'n neut. Ek sal dit doen vir 'n dag. Maar moenie vra vir 21 dae. En dan die kerk natuurlik 'n sopprojek, ons maak lekker groentesop, as jy my nou wil doodmaak, nee. Moet ek nou groentesop op 'n Vrydag eet? Nee, dis oven chips aand, verstaan jy? 'n wrap tipe ding. So, kom ons wees rustig myself, ek moet aanbeweeg, julle hou my uit die ding uit hierso. Right. Hoekom hy wil hierdie goed met jou doen? Dis 'n wedloop wat ons hardloop, daar's hierdie groot wolk van getuienis. Hoekom? 'n onwrikbare, unshakable, ek het onwrikbaar, ons gebruik nie, jy's hierdie ou onwrikbare geloof, ons gebruik nie meer, ons almal hier in Kaapstad wil praat van unshakable, onthou julle? Al die worshipers, unshakable, as om vir jou Engelse woordjie. Unshakable, 'n onwrikbare geloof, hy wil hierdie unshakable geloof vir jou hê, wat nie kan shake nie, man, die Here shape my, ek het al, dis lekker saam met die Here, hy het hierdie al weggeknip by my, en al hy tipe goed, nou stap ek in hierdie geloof, ek het 'n history met die Here, ek is sy seun, hy het my al so 'n bietjie geshape, en ek hoor sy stem. Dis wat God wil hê in elkeen van ons se lewens. Dis wat hy wil hê. Laat hom toe. Maar in die Ou Testament kon hy nie, hy het met hierdie ouens probeer, hoor hierso, Hebreërs 12 vers 18, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg, soos daai tyd nie, hier in Exodus, nie, ek gaan nou vir julle Exodus lees hier, dis drama op drama hier hoor, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, in 'n brandende vuur, en donkerheid en duisternis en storm, en die bassein geklank, en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg, hulle sê, God, hou net op praat, ons kan dit nie handle nie. Dis hoe dit daai dag was. Moenie dat jy die ou vertaling jou gooi, en die Here God het neergedaal op Sinaï. Hey, dit was rof. Hulle moes daai berg omhein. Maar as jy die berg vas, laat jy dood neer. Dis God, ons moet nie vergeet nie, dis God. En alhoekom ek en jy, alhoekom ek en jy met liewe Jesus kan praat, nee, is omdat Jesus in die kruis gesterf het. Want ons kon nie by God uitkom nie. Ons kon nie. Dis nog steeds dieselfde God. Dis hoe hy is,
En as jy ons openbaring ding doen by Warrior Bride, dan sien jy wat daai verterende vuur God gaan doen op hierdie aarde, as ons nie meer is nie. En die mense sê, ons gaan ek nou deur die verdrink. Hey, die ouens kan eers na die berg vat en slaat jy dood neer. Dink jy is God, nee, sy verterende vuur op hierdie aarde gaan gooi, jy moet hier wees. Jy moet nie hier wees dan nie. Want ons het 'n middelaar. Dis al hoekom ek en jy hierdie kan gebruik. En ek wil jou vandag daar herinner, jy kan hierdie gebruik oor een ding. Hy die kruis, die veragting, die skaam, dit het hy gedoen vir jou. Sodat jy kan vat aan God. Jy kon nie vat aan God nie, as jy vir jou dood nie, jy sal dood neerslaan. Maar nou is daar vir ons 'n middelaar, en dis waar hierdie gaan. Maar hy roep jou tot heiligheid. Hy roep jou tot 'n journey. Hy roep jou tot meer, as net van Sondag kerk toe kom, een liedjie vinnig, stadig. Dis nie dit nie. Dis nie dit nie. Hy roep jou tot diep. Hy wil jou shape. Hy het 'n prys betaal. Dit was rof daai dag, bassein geklank, en die ouens gesê, asseblief, kan nie naby kom nie. En Moses, hoor jy so vreeslik was die gesig wat hy sien, en gesê, ek is verskrik, en ek sidder. Cecil B. DeMille, wat die movie gemaak het van Moses daar, is 'n goeie movie, maar het 'n klomp goed nie ingesit nie. Moses stap, though I nigh to the mountain. Nee, jene, dit was nie hoe hy daar gekom het nie. Moses het gesidder. Die ouens gesê, Moses, gaan jy? Sê, okay, dis hoekom ek gesê het, ek wil nie. Yes, hy moet na die berg toe gaan. Dis hoekom ek by die brandende bos gesê het, ek wil net nie. Nou moet hy gaan, die ouens sê, hoor, gaan jy pel? Hy het met jou gepraat. Hier kom God soos wat hy God is. Op die berg, vandag nog, is hier by die regte Sinaï, nie die katholieke Sinaï nie. Die regte Sinaï is, om my, niemand kan daar kom nie, want hulle steek jy goed weg daar. Die berg boop is nog steeds pikswart. Google bietjie op YouTube, of gaan op YouTube, kyk, The Real Mount Sinai. Kom ek lees gou, ek het nog 38 minute. 10. Hoor gou hierso, Genesis 19, 16 tot 25, waar is ons? Hoor dit sê hierso, hy sê, en op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk bassein. Boem. Erger is dit. Wild. Kyk, die manne word wakker, wat? Kom uit sy tent uit. Ewe skielik. Die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Hulle het gebeef, dit beteken, hulle was verskrik, hulle was bang, hulle was benoud. En die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek, soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord, God, Moses, dit was so. En nou sê jy, Moses, gaan jy nou maar na die berg toe pel. Terwyl die Here op die berg Sinaï neerdal op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep, kom op hiernatoe Moses, en hy het opgeklim, en die Here het vir Moses gesê, klim af, waarsku die volk, dat hulle nie na die Here toe deurbreek, om te sien, en baie van hulle dan val nie, doodgaan nie, dood neerslaan nie. En ook die priesters wat na by die Here kom, moet hulle self heilig, sodat die Here nie teen hulle losbreek nie. Dis die God wat ons nou toelaat om daai te hou. Oor een rede, Jesus. Die volëinder van ons geloof. Jy moet jou oë op hom hou. En jy moet nie vergeet wat dit was nie. Jy moet nie vergeet wat dit was nie. Ons kon nie naby hierdie God kom nie. En dis hoekom hierdie hele stuk stop dan. En hy sê, ons God, op die einde, nie nou daar nie, maar gaan nou by hom kom. Ons God is 'n verterende vuur, moet dit nooit vergeet hê. Hy is nou liewe Jesus, ja, vir my en jou. Maar hy is 'n verterende vuur, laat hom toe,
Ons moet nooit vergeet, hy is God nog nie, nee? Die kerk het nie vandag meer vrees vir die Here nie. Hulle het nie. Ag, jy weet ek, kom my nie, hey, hy het jou geroep tot bruidskap. Ja, ek weet nie of ek Openbaring so sien nie. Jy weet, dat klink nie vir my na vrees van die Here nie. Ek weet nou nie of ek gaan deel raak of het, hey, hy het jou geroep, hy het jou ingeënt op 'n boom, jy is 'n willow-lyftakkie, hy roep jou tot heiligmaking, hy vra vir jou, wil jy join? Kan ek jou shape? Hy praat met ons, daar kon eers 'n priester na by die berg kom nie. Die diere, ek het nou nie gelees nie, maar die diere kon nie eers na by die berg, slaat die diere ook dood. Kom hy daar. Nou die God wat so is nog steeds God, maar dankie tog vir die bloed van die lam. Nou kan net ek en jy, wat weergebore is, tot hom kom. Ander ouens, wat nie die Here ken nie, ongelukkig, coming to a theater near you, gaan hy terugkom aarde toe soos wat hy op die berg Sinaï was. En hy gaan vir 3,5 jaar, gaan hy hierdie aarde hammer, met goed, nou sê, daar staan wraggies mense wat sê dit al klaar gebeur. Die 7de seël is al oop. Soos Tine sê, daar is nog so 'n paar obstakeltjies wat ons nog nie gesien het nie, so byvoorbeeld al die eilande gaan onder die water in verdwyn. Wonder waar dit gebeur die afgelope 2000 jaar. Kan julle onthou? Dat so iets gebeur? Nee, maar daar is 'n rigterskaal, die rigterskaal gaan so maak, as daai aardbewing kom. Wat nou eers, en dan die tweede 3,5 jaar, gaan God met al sy woede op mense kom. Nou sê mense, ons gaan deur dit, ons gaan ook deur dit. Nee. Ek en jy is betaal voor. Daar is vir jou bewys, daar is om jou te herinner, maar dis vir jou betaal, dis vir jou betaal. Jy hoef nie te worry nie, God is nie meer daai God vir jou op die berg Sinaï nie. Hy is nie meer daai God nie. So daarom dan, laat hierdie God met wie jy nou vrede het, jou shape. Laat hom toe. Hy is nog steeds 'n pa. Hy moet so nou en dan bietjie, sorry, kom, los nou daai bitterheid. Klam met dit nou. Los nou daai, wat ook al jou ding is. Ons almal het ietsie. Daai vrees. Hoe is jy bang? Kom, doen hierdie. Jy kom. Jy wil mos, die beste ding vir vrees is, het Joyce Myers altyd gesê, get out of the boat into the water. Nee? Beste vir vrees. Ja, ek is nou nie eintlik iemand wat voor mense kom. Daar gaan jy. En dan sal hy dit maar by die sonnaarskool dalk doen. Want ek is nou so aan 'n rol, ek moet nou nie sê, maar dan gaan ek sê kroonkinders in plaas van koningskinders. Ek sê vir hulle nou die aand by die vrywilligers meeting, nee, Lizelle by Duet het jare gevat om my net op te hou sê sonnaarskool. Toe sê ek dan, maar ek raak nou toe mekaar met konings en kroon, maar dit is mooi kindertjies man. So nou sukkel ek om te praat, geef hom kans om jou te shape, dat hy liggies snoei, begin dan sonnaarskool gee. By die kleinste klasie, hy kinders gaan nie eens hoor as jy hakkel nie. Hulle kyk in elk geval net na die tannie se mooi bolletjie en haar lang hare en die mooi prentjie het hulle gaan inkleer. Dis 'n goeie plek om te begin, sodat jy kan leer praat. En so shape die Here jou, daag dan op. Dat het gaan jou kos. Ons het nou die aand gepraat, donderdag aand, om 'n disipel te wees van Jesus gaan jou kos. Gaan jou kos. Daar's 'n Christen band, ek het 'n naam vergeet, hulle het 'n liedjie gemaak, terwille van die opdaag. Daag op. Kyk, die Here gaan jou toets en gaan kyk of jy kan opdaag. Ek weet nie, ek het bietjie, ek kan nie vandag, daag op. Daag op. Ons veg in elk geval ons nou siekte, ons staan ons nou op geloof. Ja, maar ek gaan ander aansteek. So what? Hulle moet ook op geloof staan. Sien, ons lewe nog in 'n ding. Ons gaan nie hierdie ding kan vat nie, as ons nie bietjie stry vir die healing nie. Ons gaan die healing ding bietjie moet vat, hoor. Ek het nog
4 minute, ek moet julle hierdie storie vertel vir ons 'n lekker nagmaal gaan nou. Ou Tinus, ons is in Israel, né? Uiteindelik 2 stories wat my nou, ek het gister so gelag. Ek hou daarvan as Tinus dan nou vir ons daar, hy werk homself so op en ons is nou hier by die weet nie wat se bassein en die trompette en alles, ek sit daar so, ek sien dit. Soos hy verduidelik. En hy het mooi PowerPoint agterop en dan kom hy by die scroll. Dan kom Tinus en sê ek, André was gister daar, appel vir my right, Potch, hy sê, wat, Tinus, en dan vat hy dit soos 'n scroll. Ek sê, ek gaan van rechts af, wat, dit is my goed as hy by daai deel kom, maar jy moet daar wees om dit te kan sien. Alright, julle moet dit bywoon, hoor, dit is baie goed. Nou weet ek nie waar ek wou praat nie, maar ek wil vir Tinus gebruik. Healing. Ons is in Israel, 2 jaar terug sin. En ek sê vir my, hoor, ons gaan 'n klomp mense doop. Hy sê, Jy's, kan ek 'n hoed dra as ek doop? Ek sê, nee, dit deeg nie. Kan nie hoed dra as die mense doop he. Hoor, ons het nou nie gedink, ons gaan 'n uur na Jordaan staan nie. Hy koppie van hom braai, ek soos 'n glowstick. Hy aand, Lisa moet hom bed toe help. Hy volgende dag laat weet hy my sê, ja, sê jou wyn nie pel. Jy gaan maar moet vat vir my daar op die Olyfberg vanmôre. Ek gaan dit nie maak nie. Ek sê, Lisa kom af, sy is tranerig, ek sê, dit deeg nie. Kom, ons gaan op vloer toe. Hier sit ou Tinus daar op die kant, hy het nou nie gedink, hy gaan 'n gas kry nie. Ek nie oor sy nagklere praat nie, maar in elk geval. Hy sit daar op die kant van die bed en ek sê, ou Tinus, hy lyk soos 'n ou wat 8 ronde met Mike Tyson deurgegaan het. Ek sê, wat's die? Kom, in die shower, kom. 10 daai oggend, sy gesond. Toe preek hy. Jy sien, partykeer net, terwille van die opdag, klim uit die bed uit. Vang 'n lekker shower. 9 uur voel jy alweer beter. Maar ons is so gepamperlam van klein, ag, is my ou bloetjie siek. Laat hy lê, ons gaan vir die juffrou bel, hoor. Hey! Jy moet opstaan. Maar ons hou hom o stroopie. Ietsie in die oor, konk. En daar gaat ons. Nee. Hulle sê vir hy Nigeriese vrou, nou dag luister ek 'n ding van haar. Sy sê, hoekom gebeur daar so healing daar in Nigeria? Sy sê, ja, want julle klomp Amerikaners, daar's nie 'n ambulans as jy van die leer afval nie. Jy gaan opstaan daar, hulle gaan vir jou bid tot jy loop. Want daar's nie dokters nie. En dit raak al hoe meer so in ons land, het julle agtergekom. Die kerk gaan al hoe meer op healing moet begin staan. Ek is nou my vrou, ek sien sy kyk vir my. Ek ook, as ek 'n kopseertjie het, gryp ek vinnig na panado, hoor. Maar ek blameer dit op al die suiker wat ek eet. Ek het nou vir myself gesê, ek is klaar met suiker. En toe laat Eddie my nou, wat sê hy? Spraat nie die kamp uit nie. Hoor jy, ek eet al suiker van Vrydag af. Ek leef, ek is soos 'n green. Hulle het altyd van sê, soos green sny, jy sny hom dood nie, hou hom aan die lewe met kunsmis. Ek ook, hulle voer my so suiker by die kerk, ek word in lewe gehou met panado's. Dis al hoekom ek hier kan staan vanoggend. Maar die kerk, ons gaan moet begin staan op healing. Ons gaan moet staan op dit. Onthou daar, ons middelaar, daar's net een middelaar tussen ons en daai verterende vuur. Een. Dis die mens Jesus Christus. En dis hoekom ons nou nagmaal gaan hou. Ek weer daaraan herinner. Al hoekom jy nie doodbrand nie, en 'n weerligstraal jy doodslaan nie. Omdat God nie meer met ons shape soos die Ou Testament nie is, omdat Jesus gekom het. En daar's nou vrede tussen ons en God. En God het gesê, ek gaan kom as Jesus, en ek gaan nie oorlog maak met die wêreld, nie nou nie. Daar's nou vrede tussen ons en God, vir 'n tyd. En dan gaan hy deur toemaak van die kerk. En dan gaan hy kom. En dan gaan hy kom, sweepslat. Maar ons is nou nog in die genade tyd. En ons as kerk kan na hom toe kom. Ons kan deel hê van die brood, ons kan deel hê van die liggaam, en ek maak klaar met hierdie vers, die laaste slide. Wat daar onder staan, lees gou mooi wat staan daar. Hy sê in vers 25, pas op, dat jy hom wat praat met jou spreek, nie afwys nie. God praat met jou, moet hom nie afwys nie. Luister wat hy vir jou sê. Leer sy stem hoor. En dan gebruik hy daai tyd van Moses, so die aarde het geskit en al daai tipe goed, maar nou is ek en jy
voor die Sionsberg. Ons is nie meer voor Sinaï nie. By die Sionsberg, is daar vrede. Daar's vrede tussen my en jou en God. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Luister hè, ons is in die Nuwe Testament, maar ons moet eerbied hê vir God. Ons moet vrees hê vir God. Die kerk is Godsin. Ek praat nie net van die kerk nie. Die kerk is Godsin. Ons moet eerbied hê daarvoor. En ons moet vrees hê vir die Here. Nie bang wees vir God nie. Ons moet agting hê, ons moet respek hê vir God. Ons moet respek hê vir sy woord. Ja, maar hierdie maak nie op my van, ek weet nie, kom ons haal hierdie uit. Nee, daai is nie vrees vir God nie. Daai is sommer net jou eie ding doen. Want hoor wat sê in vers 90, want onse God is 'n verterende vuur. Kom ek lees jy gou iets, want ons wil hierdie nie besef nie, maar ons wil hierdie invat vir onsself. Hoor gou wat sê hierdie in. Ek gaan ons sommer hier kry, vinniger wees. Kolossense 4 vers 19. O, dit is my so mooi vers hierdie. Ek staan op hierdie vers, ek's lief vir hierdie vers, en ek proklameer hierdie vers, en hierdie vers sê, hoor wat sê hy sê, en my God sal elke behoefte van my vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Maar dan moet ons Hebreërs 12 ook vat. En in my God, my se God, is 'n verterende vuur. As ek wil hê, Kolossense 4 vers 19 moet gebeur, want ek wil claim, sorry? Filippense, wat het ek gesê, Kolossense? Maar ek sê mos Filippense 4 vers 19, want my God sal vir my alles voorsien. Maar dan moet ek ook weet, onse God is 'n verterende vuur. Ons kan nie die een en dan die ander een nie. Dis alles saam. So ek wil uitnooi vandag. Jy hoef nie bang te wees nie, daar's nie meer 'n berg wat skitte rook wat uittrek nie. Ek en jy mag nou die doen, omdat ons 'n middelaar het. Jesus Christus. En hy nooi jou uit om deel te hê van hom, en daai moet jou herinner. Dankie tog. Ek is in. Ek is nie perfek nie, maar ek is in, en Here, ek laat U toe om my te shape. Vra hom. Ek kyk of jy die guts het. Vra hom. Here, shape my, sê vir my. Sê vir my wat in my lewe is nie vir U welbehaaglik nie. Sê vir my. Kom snoei. Okay. Nou, oor 2 weke hoor ek Lisa sê, hoor jy, Jacy, Tinus het 'n afspraak gemaak. Jy het gesê ek moet vra snoei, jepel. Dit is wat gaan gebeur. En dis hoekom ons 'n liggaam is. Laat ons mekaar kan help in die snoeityd. Ou Graham Cooke het altyd gesê, ons moet almal doodgaan aan onsself. Gaan net vandag dood asseblief. Ons like dit nie om te sien hoe suffer jy nie. Maak dit vir julle sin. Ons God se verterende vuur. Daarom dan, omdat ons so groot wolk van getuienis om ons het, wat ons aanmoedig met 'n wedloop, ons is nie meer voor die berg Sinaï nie, ons kan deel hê van hom. Hy het gekom as 'n seun, hy het gekom as die seun van God, hy het gekom as die seun van die mens, en ek en jy, hy het dit verag, hy was skaam, dit was nie goed nie, dit was nie nice nie, maar het gedoen, vir jou. Is dit nie awesome nie? Ek wil vra dat ons begin uitdeel vir almal, dat ons saam hierdie kan gebruik. Filippense 4:19, ek sê mos. Kry vir jou dan, gebruik ons saam hierdie vandag. Thank you, brother. Dankie Here, ons loof en ons prys U naam. Dankie tog
vir Jesus aan die kruis. Dankie dat U aarde toe gekom het. U self verneder het. Die kruishout verdra het. Die skande verdra het. Ek moet dit net weer vir julle lees. Hierdie is my mooi. Kom ons lees net gou weer hierdie. Ek wil julle herinner weer aan hierdie. Hebreërs 12. Want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Hy het dit verdra. Al die goed wat hulle van hom gesê het, geminag het, geslaan het, sy baard uitgetrek het. Hy het dit vir jou gedoen. Jy moet jouself daaraan herinner. Is dit nie awesome nie? Yes, hierdie is 'n groot God. Dankie Here vir U liggaam wat U vir ons gebreek het. Dankie deur U wonde is daar vir ons genesing. Ons maak aanspraak op genesing in hierdie tyd wat virusse en bakterieë in die lug rondvlieg en ons liggame aanval. Buiten vir dit, ander siektes, enigiets wat ons liggame aanval. Dankie dat deur U wonde is daar vir ons genesing. Ons loof en prys U naam. Here, en so het ook U die beker gevat, na die tyd sê, dis die Nuwe Testament, die nuwe verbond in my bloed. Here, dankie. Die sonde omring ons so. Help ons om dit te staan, maar dankie. Dat 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, U was ons skoon. Witter as sneeu met rooi bloed. Ons loof en prys U naam. Dankie dat U ons skoon was. Dankie deur die liggaam van Jesus en die bloed van die lam. Here, is U nie meer die God op die berg Sinaï vir ons nie. U het 'n prys betaal vir elkeen van ons. U het ons skoon gewas met U bloed. Help ons om ons wedloop te hardloop. Here, help ons. Here, gee vir ons krag. Hy sê vir die kerk van Philadelphia, die broederliefde kerk, die kerk wat nie raas kry nie. Hy sê vir hulle, ek weet jy het min krag. Ek weet jy het min krag, maar byt vas. Here, dankie. Hierdie wedloop, Here, ons het nie krag nie. Ons is eerlik. Ons het nie krag. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Maar dankie Heilige Gees, dat U vir ons kom krag gee. Dat U ons kom troos. Ek wil weer bid vir U, Here, wat die vertrooster is. Here, van ons wedlope is nou swaar, Here. Dis swaar. Maar dankie, Here, dat U vir ons kom troos en vir ons kom krag gee. Dankie vir U bloed. Dankie vir U liggaam. Ons eer U naam. Here, ons maak aanspraak op die goed. Ons wil dit nie net vir goedkoop vat nie. Dis duur betaal hierdie. Baie duur. Kosbaar. Yes, Here. Ons sê vir U dankie. Here, ek besef dit ook nie aldag nie, ek vra om verskoning daarvoor. U het 'n prys betaal vir die en U van ons het ons hande opgesteek en dis 'n prys wat ons ook betaal. Is nie goedkoop nie. Here, mense, martelare het met hulle lewens betaal, sodat ons die Bybel vandag kan hê. Here, ek wil spesifiek vanoggend vir Barend in die worship team bid. Die aanslag op hulle. Here, waarvoor ons nie eers weet nie. Satan, ek sê vir die Here bestraf, jy los daai mens, daai seun uit, jy los sy familie uit, in die naam van Jesus. Elkeen op hierdie team, los hulle uit, in die naam van Jesus. Here, ek wil bid vir elke leier in hierdie gemeente. Here, daar's goed wat agter die skerms gebeur, wat ons nie eens weet nie, maar ek bid dat jy hulle beskerm. Ek bid vir elke vrywilliger, vir Wayne wat nie vanoggend hier is nie, en hy klein seentjie Quentin wat siek is. Here, ek bid vir genesing daar, in Jesus naam. En al die ander mense in hierdie gemeente, wat aanslaai, wat deur rou gaan, wat boeties verloor het, wat mammies verloor het, wat kinders verloor het. Vader, dat U ons help. Dankie vir U bloed. Here, en van ons wat deur siektes gaan, waarvan ons nie eens weet nie, kinders wat siek is, egskeidings. Vader, dankie dat U ons help. Goed wat in die familie gebeur het. Dankie dat U ons help. Vader, hier is goed wat gebeur hierso, wat baie scary is, wat baie hard is, waarvan die meeste van ons nie eens oor praat nie.
Here, U weet wat aangaan. Depressie, wat van ons aanval. Gees van swaarmoedigheid. Ek sê vir jou, die Here bestraf jou gees van swaarmoedigheid. Jy los die mense uit. Finansiële druk. Finansies. Vader, ek bid vir deurbrake, want onse God sal voorsien. Here, ons maak staat op U, want dit gaan 'n wonderwerk vat, vir meeste van ons. Maar dankie, U God is van wonderwerke en deurbrake. Waar dit vandag bleek lyk, môre sal die son skyn. Moenie worry oor môre nie. Môre het sy eie goed, sê Matteus 6. Maar dankie, vandag soek ons U koninkryk, U geregtigheid. En U sal U meer as U voorsien. Dankie, Here. Ek eer U naam. Amen. Amen en amen. Dis so lekker vanoggend saam met julle. Ek het nou gewonder, hoe gaan ek Hebreërs 12 doen? So, ek bid dat die Here vir ons Hebreërs 12 nog meer oopbreek, as wat jy nog ooit gehoor het. Spandeer tyd in dit, gaan lees dit weer. Gaan lees dit sommer in 'n paar vertalings. Moenie die ou vertaling jou gooi of die koning James nie. King James. Gaan lees dit. Leef in dit. Jou God is 'n verterende vuur. Jy's in 'n wedloop. Julle moet 'n mooi week hê. Ons sien mekaar volgende Sondag, alle aktiwiteite behalwe die manne. Hulle moet die vuur aan die gang hou. Hulle gaan nog Vrydagoggende aan. Hulle bid vir julle, alwyn hulle bid vir julle, bid vir die gemeente. Dankie vir al die intercessors wat bid. Dankie vir die lief en leedspan, dankie vir almal. En dankie vir die worshipers ook vanoggend. Amen en amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come. Ruach ve'akala omrim